Ek het skoon vergeet, ek is die helikopterdrywer vanaand. Baie welkom broers en susters, ons gaan vanaand ons derde aand, wat ons saam is om so voor die Here te kan verskyn. Nou, gaan ek vir ons begin met 'n gebed, en dan gaan ek net so oorsig gee, want Pieter het vir my nou so moeilik gemaak om te preek. Hulle sê altyd, jy moet my eerste preek, jy moet nie tweede preek nie, want dan die ander een baie goed gesê. Maar kom ons raak stil en ons kyk wat die Here vanaand vir ons sê. Here, ons het gesing dat in U teenwoordigheid wil ons wees. Ons het gesing dat U Gees by ons teenwoordig is. Ja, Here, want U is. En as ons vanaand by mekaar is, dan wil ons soos die vroeë gelowiges ook sê, dankie Here, dankie vir ons verlossing, dankie dat U God is. Leer ook ons in hierdie aand, maak ook ons harte warm, om met die evangelie van Jesus Christus in dit leef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, vir die wat dalk aangesluit het vanaand by ons, Pieter het vir ons begin uit die boek Handelinge uit, die eerste gemeente en dan die lesse wat ons daar leer. Het nou, terwyl die mense nou daar gesit het en hy preek, het verskillende gevoelens en emosies nogal deur my gegaan. Aan die een kant wil jy amper daar gaan sit het en jy is half teleurgesteld dat die kerk lyk soos wat hy lyk vandag. Want kyk net hierdie vroeë gemeente, kyk net wat het als gebeur, kyk hoe ongelooflik is dit daar. Maar dan terselfdertyd springe mense gedagtes en het my gedagtes gespring na, maar sit ek nie dalk hierso as 'n ongelooflike ondankbare mens nie? Is dit so dat die gemeente in Handelinge so ver van my af is, of kan ek getuig van die dinge wat Handelinge 2 sê? En ek kon nie anders as om te sê, ja Here, ek kan nie. Ek kan dankie sê dat ek aan die bediening en saam met die gelowiges, mense wat een in gesindheid is kan hê. Ek is gelukkig dat ek mense kan hê wat vir die Here omgee, wat vir armes sorg. Ek is gelukkig om tussen mense deur my hele lewe te kon wees, wat saam geëet het, wat saam die Here aanbid het, en wat vreugde gehad het, wat blydskap het oor dit. En onmiddellik het ek al die gevoel gekry, maar miskien moet ons meer dankbaar wees. Dankbaar wees oor dit wat die Here onder ons doen. Ek en jy sou nie vanaand hier gewees het, as die Here Jesus nie regtig in ons lewens werk nie. Ons sou nie vanaand dankbaar kon wees vir ons verlossing as hy nie hier is nie. En hier sit ons 2000 jaar later, na die Handelinge gemeente, en ek en jy kan ook vanaand praat oor die Heilige Gees, en nog steeds getuig daarvan. En daarom gaan ek sommer vanaand begin met bid. En ek wil vra dat elkeen van julle daar waar julle sit, vir 'n oomblik vir die Here dankie sê, vir dit wat jy onder gelowiges en saam met medegelowiges al werklik beleef het. Gaan so 'n bietjie deur jou lewe. Waar het jy oomblikke ervaar en steeds ervaar, waar jy kan dankie sê? Dankie dat ek eintlik weet wat gebeur het in Handelinge 2, want dit het so ver gekom dat dit my lewe kom bereik het. Ons gee so 'n paar oomblikke van stil gebede, dat elkeen van julle met julle eie hart voor die Here kan sit.
As daar enige een van julle is wat graag hardop vir ons saam wil, dankie sê vir die Here, ook vir ons saam wees hierso, gee ek nou geleentheid daarvoor. Amen. Nou toe Pieter vir ons die tot in Handelinge 2 hanteer het ek ook besluit dat ek gaan met Handelinge dan aangaan. Dat en eintlik was Handelinge 2 dan kom ons noem het die honeymoon fase gewees. Dit het ongelooflik gegaan met hulle. Selfs in Jerusalem was daar nie baie spanning gewees nie, want aanvanklik is die Christene gesien as maar net nog 'n Joodse sekte. Want die Jode het verskillende mensegroepe toegelaat. Joodse sektes was daar gewees. En hulle het gedink, maar die Christene is nou maar nog deel van die Jodendom. En dis maar net een van hulle sektes wat hulle het, en hulle sal dit nou maar verdra, en dit gaan goed gaan. En dis hoekom het so goed gegaan het ook. Daar was nie verskriklike oppositie gewees nie. Maar toe kom die krisis. Die oomblik toe die Jode besef, maar hierdie is nie 'n Joodse sekte nie. Hierdie is 'n geloof wat die Jodendom gaan vervang. Toe kom die drama. Toe begin die kerk vir die eerste keer besef hoe dat hulle in die wêreld sal moet ingaan en kan sê, maar dit wat ons glo en dit wat die Heilige Gees ons gee, dit is die weg, die waarheid en die lewe. En die Christene het daarmee geworstel. Hulle het met vrymoedigheid dit kon sê, maar toe begin die wêreld teen hulle opstand kom, en die eerste wat ons gesien het is alreeds daar, toe hulle begin het om vir Petrus en Johannes, hulle is nog een oomblik met die genesing van verlamdes besig, hulle is besig om wonderwerke te doen, hulle is besig om deur die Heilige Gees te preek, en mense kom tot bekering en als, en die volgende oomblik, toe roep die Joodse raad hulle in. En hier sien ons die eerste konfrontasie, en dit wil ek graag vir julle lees, waar ons vir die eerste keer hoor, presies waaroor hulle met die Jode sou drama kry. En dit is Handelinge 4, wil ek lees van vers 8 af. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en hoor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal in die hele volk Israel moet weet dat dit die naam van Jesus Christus van Nasaret is. Dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En dan hier belangrike vers. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Nou hier sien ons, is die Joodse raad nog verbaas. Die volgende vers sê, hulle is verbaas
dat hulle dit nou moet hoor, dat hierdie mense hulle nou kom vertel dat daar 'n ander verlossing is as dit wat hulle glo, die Messias wat moet kom om plaas te vind. En dan gaan ons aan hoofstuk 5 gaan ek môre aand bietjie meer aandag aan gee. Want dit is 'n ander krisis wat gekom het. Dit was nie net 'n buitekrisis, die kerk het ook 'n binnekrisis gekry. En dis hoekom hy deur die wêreld moes beweeg. Maar die binnekrisis, Ananias en Safira, gaan ons die volgende keer, maar dan aan die einde van hoofstuk 5 kry ons weer dat hulle begin nou die apostels vervolg. Want hierdie boodskap dat Jesus Christus die enigste verlosser is nie aanvaarbaar vir hulle. Nou vererger dit so erg dat hulle uiteindelik vir Stefanus in hoofstuk 6 dat 'n gevange begin neem, en dan in hoofstuk 7 kry jy die hele toespraak waar Stefanus nou weer eens, eers was dit Petrus en Johannes voor die Joodse Raad, en nou staan Stefanus voor die Joodse Raad, en hy begin, en julle kan maar by die huis dit gaan lees, hy begin eers met 'n Oud-testamentiese geskiedenis, om vir hulle te vertel hoe dat die God van Abraham, Isak en Jakob, die God is wat die Vader van Jesus Christus is. So hy trek hom deur. Nou kan jy vir ons dink, die Jode het alleen reg op dit. En nou kom hulle en hulle sê vir die Jode, maar julle het nie alleen reg daarop nie. Julle verstaan dit verkeerd, dat julle het julle verlossing verbeur. En dan wil ek nou die gedeelte lees waar Stefanus gestenig word. Want dit gee vir ons, dink ek, ook pragtig die antwoord. Toe die lede van die Joodse Raad, is hoofstuk 7 van vers 54 af. Toe die lede van die Joodse Raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat in die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hy vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Nou wanneer ons na die gedeelte kyk, dan sien ons uiteindelik nog 'n verdere prentjie, dat hulle net gesê dat Jesus Christus die verlosser is nie, die enigste verlosser nie. Stefanus word gekruisig. En wat gebeur hier? Hy sien Jesus op die troon. En dit maak hulle briesend kwaad. Maak hulle briesend kwaad, so kwaad dat hulle hierdie selfde woorde dat Pieter gebruik het rondom die eensgesindheid wat die Christene gehad het, staan ook eintlik hierso dat hulle wat sommer soos een man het hulle saamgestaan en gesê, ons is so kwaad daaroor, ons gaan nou vir jou doodmaak daaroor. En hier kom die Here Jesus en hy wys vir hulle dat Christus sit op die troon. Dis wat Stefanus sien. Hy vat die brug tussen die hemel en die aarde, kom hy terug, en hy gooi die Jode totaal omver. Want hulle moes kon erken, daar's 'n nuwe regerder. Daar's iemand anderste vir wie hulle sou moes buig. Want onthou, die Jode het uiteindelik die wet gehad. Jy het voor die priesters gebuig. Die priesters het namens jou gebuig. Uiteindelik kon daar nie iemand anders te wees wat 'n regter was nie. Hulle was die regters gewees. Hulle het gesê wie's reg, hulle het gesê wie's verkeerd, hulle het gesê wie hoort hierson en wie hoort nie hierson nie. Hulle het gesê wat God sê. En nou kom die Christendom en hy sê vir hulle, nee, Christus sal sê wat gesê word. Christus is die regerder wat op die troon by die Vader is. Dis die verheerlikte Christus. En is hy wat uiteindelik is dan die Jode briesend kwaad maak en laat hulle hom stenig. Hulle sien dis die hele teenreaksie teen die Christendom
het ontstaan omdat hulle Jesus Christus bely as die verhoogde Jesus, die een wat op die troon sit, en die een wat die enigste een is wat verlossing bring. Daar is nie 'n ander verlosser nie. Nou die gedeelte sluit af, deur te sê, so terloops te sê, Saulus, en dit is later wat ons weet van Paulus. Nou as ons aangaan na hoofstuk 9 toe, dat dan sien ons hierdie selfde Paulus, wat op die Damaskuspad is, hy vervolg die kerk, hy's deel van hierdie klomp Jode, daar is nie 'n verlosser nie, daar is nie 'n Jesus wat op 'n verhoogde troon sit nie. En wie ontmoet hy op die Damaskuspad? 'n lig uit die hemel uit, die verheerlikte Christus. Paulus het nie tot bekering gekom, alleenlik omdat mense vir hom dit vertel het nie. Stefanus se dood het dalk op sy gewete baie ernstig ingewerk. Maar die oomblik toe op die Damaskuspad is, toe ontmoet hy die verheerlikte Christus self, wat vir hom sê, waarom vervolg jy my? Dis nie 'n disipel wat vir hom dit vra nie, dis nie 'n apostel wat dit vra nie, dis Christus wat lewendig by hom uitkom en vir hom dit vra. En nou te sien, wat die Christene moes leer, en wat ek en jy vanaand ook moet saamvat, is dat Christus, die verlosser, werk saam met my en jou. Hy het nie net vir ons die boodskap gegee dat ons vir ander moet vertel dat hy verlos nie. Hy werk ook op sy eie om mense se lewens te bereik. En hy kan dalk vir jou ook baie persoonlik konfronteer. Dat jy nie kan kom en sê, ja, maar ek wag dat een of ander dominee eendag vir my moet sê hoe dinge moet wees nie. Maar dat jy dalk vasloop teen Christus wat opgestaan het. Teen Christus wat die verheerlikte op die troon is self. So dis een van, as ons dan vanaand se gedeelte wil saamvat, die kerk se grootste uitdaging, as hulle gemeente soos die gemeente in Jerusalem wou bly, sou hulle grootste uitdaging wees, om die Jesus wat verheerlik is, saam met hulle te kon vat. Dat hulle nie maar net 'n belydenis sou gehad het, en 'n getuienis sou gehad het nie, maar dat hulle geweet het, dat Christus lewe. Dis waar ek en jy vanaand ook by hierdie Pinkster sal moet sit. Sal ek vanaand mekaar moet sê, aanbid ons God en ons dink ons is alleen in hierdie stryd? Dink ons dat ons alleen maar worstel met die kerk? Of kan ek vanaand sê, dankie Here, dat die opgestane Christus, hy wat op die troon sit, dat hy self ook met my en jou werk. Maar dat hy self met die wêreld ook werk. So waar gaan die kerk val? As ek en jy al voel en moedeloos raak oor die kerk, kan ons nie maar teruggaan na die belydenis wat is nie, en ek gaan dit vir julle lees. Dat Petrus uiteindelik gekom het aan die begin, daar in Matteus 16, het Jesus vir sy disippels die volgende vraag gevra: Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. En hy vra vir Petrus, maar wie sê jy is ek? En hy sê, hy is die Christus, die seun van die lewende God. En toe is hierdie belangrike woorde wat Jesus vir hom sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Kyk na sy belydenis. Hy is die Christus, hy is die gesalfde, hy is die een wat deur God gestuur is, hy is die seun van die lewende God. Dis die belydenis wat sal maak dat die kerk bly staan. Nie wat ons doen nie, nie allerhande triks wat ons trek nie, nie allerhande beskuldigings wat ons gooi nie,
Maar as elkeen wat hier sit kan sê, U is Christus, die Seun van die lewende God, dan sal die kerk kan groei. Want dan het ons die belydenis en die waarborg, dat hy saam met my in jou werk, en saam met jou en my elke Sondag, elke Maandag, elke Dinsdag, waar ons ook al gaan, dat hy daar saam met ons sal wees. Want dan sal ons die doderyk selfs sal ons nie kan vernietig nie. Dis God se kerk. Mag ek en jy dan weet, broers en susters, as die kerk begin swaar trek, en dit is wat met die Christene gebeur het, hulle het uiteindelik moes die wêreld ingaan. En hulle grootste uitdaging sou wees, wat sê hulle van Jesus Christus? Amen. Kom ons gee vanaand vir ons geleentheid om elkeen dalk eers stil te sit en vir jouself net die vraag te antwoord. Pinkster 2025. As jy in jou eie hart moet sê, wat sê jy van Jesus Christus vanaand? Wat is jou? As hierdie vraag aan jou gevra moes gewees het, wie sê jy vanaand is Jesus Christus? Wat sal jou antwoord gewees het? En wat is jou antwoord? Ons raak eers stil daarmee en praat met die Here daaroor. Kom ons gee nou geleentheid, as daar enige gebede is wat hulle vanaand wil bid, dan om mekaar op vir ons voor te gaan.